Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, dag toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en almal net. Dis die 4de Junie. Ja, dit is die 4de Junie. Dis die 4de Junie. En jy luister na Klets, net hier op Afrikaans.radio. Ja, ons is lanklaas hier, so dis hoekom ek vir 'n oomblik vergeet het wat die datums is. Alles is soos 'n blur vir my. Dis is regtig 'n blur. Alles is 'n blur. Ek weet nie of dit is as mens ouer word, Matthys, maar alles begin voel soos 'n blur. Ek moet net eers sê, ek is verskriklik jammer vir almal wat gewag het vir laasweek se episode. Dit was my skuld dat ons nie uitgegaan het laasweek nie. Ek het heel te lekker vakansie gehou. Maar praat van 'n blur. Jy weet as mens net half terugkom van vakansie af. Ek weet nie of jy dit doen nie, Matthys, maar as jy vandag aan dink ek, okay. Wat het ek laasweek hierdie tyd gedoen? Ook dan kan ek nie onthou nie, want my hele vakansie voel vir my soos een blur. So ek dink ek gaan moet begin dagboek hou van dit wat ek doen elke dag. Maar ek dink as 'n vakansie soos 'n blur voel, dan het jy 10 keer 'n goeie vakansie gehad. So dan het jy regtig ontspan. Wel ek moet vir jou sê ek het 'n fenominale vakansie gehad. Ja, ons gaan nie oor die details hier praat nie, maar jy het nog 'n indrukwekkende, besige en Indeed. 'n robuuste vakansie. Ek dink dis 'n mooi woord om jou vakansie op te som. Heerlik wyn gedrink in die wynlande. Heerlik gekaapstad in Kaapstad en heerlik gebosveld in die Bosveld. Ja, dit was vir jou nogal besig. Want jy het net geland en toe gaan ons bos toe. So okay, so en kan ek hierdie proud tip, hier kom 'n proud tip vir almal. Ja. Wat ek nou absoluut ervaar het. Jy weet daai downer wat jy slaan as jy terugkom van 'n redelike extended vakansie af. So ek bedoel 'n redelike extended vakansie is vir my enigiets langer as 'n week, né? Nee? Ja. En dit was lekker. En nou vir land jy nou enige hier. middelklas persoon in Suid-Afrika is 'n redelike vakansie langer as 'n week. Ja, hoor jy, en vir enige middelklas persoon in Suid-Afrika, bietjie meer as 'n week in Kaapstad sal jou finansiëel ruïneer. Jy kan dalk eerder maar Parys toe gaan. Dit gaan dalk vir jou goedkoper wees. Dis internasionale pryse. Meeste van die tyd wat jy in die Kaap betaal, nie waar nie? Ek het noudag met iemand gepraat ook wat daar bly en hulle sê dit is skrikwekkend hoe duur dit geword het oornag. Ja, Matthys, ek wil vir jou sê, kyk, die Kaap bly maar mooi en dit bly maar lekker daar, maar ek wil nog steeds nie daar bly nie. Nie permanent nie. Ek het op 'n stadium gevoel ek wil permanent daar gaan bly, maar ek wil vir jou sê alles is baie duurder as wat dit is. Dis regtig net om 'n goeie maaltyd te gaan hê. Ek meen ek kan maar julle ken my en Matthys nou al rukkie, nie een van ons is snorre nie. Nie een van ons is cheapskate oor iets nie. As ons wil gaan lekker eet ons lekker, ons kyk nie na die prys op die menu nie en ons bestel wat ons wil hê. Maar daar moet jy maar kyk, want dit kan jou 'n basic meal by 'n mid-range steakhouse, ekskuus, met 1 bottel wyn en 2 maaltye is R3,500. Dis 'n average. En dit is ook nou as hulle die pryse op die menu sit, want die Kaap is mos lief daarvoor om nie pryse op 'n menu te sit nie. En kom ek sê vir die ander ding, ek weet nie hoe doen julle ouens in die Kaap dit nie. Kyk, hier in Johannesburg voel ek moet elke nou en dan bietjie ontsnap, want daar's net te veel van 'n buzz en dis te besig. Fok het Matthys, Kaapstad is besig. Rarig. Dit is ongelooflik. Jy queue vir alles. Die verkeer is 'n royal, maak nie saak watter tyd van die dag dit is nie. Verkeer is 'n absolute royal. Parkering is ontoeganklik enige plek. Kyk, parallelparkering was nog nooit my sterkpunt nie. Dis een van die min dinge wat ek vrees in die lewe. Ek vrees klein spasies en parallelparkering. Ja. Okay. Nou het ek en 'n vriendin, ek meet op met 'n vriendin, nou moet ons Stellenbosch toe gaan vir 'n paar dae. Nou sê vir ons daar ingeboek in 'n hotel in Stellenbosch se strate. Nou kom ons begin eers praat oor hoe besig is Stellenbosch nie. Dit is crazy. Ja. Like as jy nie 2 dae terug 'n bespreking gemaak het by 'n restaurant nie, dan eet jy vanaand maar whatever jy kan kry. Dan eet jy pizza by daai Gino's Pizza saam met al die studente. Dis wat jy vanaand eet of jy eet by 'n hotel. Anyway, ons reis so om die blok verby die hotel. Ons kry nie parkering nie. Dis moer besig. En al wat ek dink is ek sê vir ek kan nie parallel nie. Jy verstaan nie. Ek gaan nou hier in fucking Stellenbosch met parallel. I can't do it even if you give me the smallest. Jy kan vir my een van daai Bajaj karretjies gee. Ek gaan hom ook probably nie kan parallel nie.
Anyway, is vreeslik wat oorkom, maar gelukkig die hotel wat ons bly is nou so fancy toe ons eventually die derde keer omgaan toe spring die vallei uit. Toe sê hy soos, "Wiekie, soek julle na iets?" Toe sê ek, "Ja, ons soek na parkering, ons bly by jou hotel." Toe sê hy, "Maar dis nie 'n probleem nie. Klim julle net uit die kar uit en gee vir my die kar. Ek gaan die kar vir julle parkeer." So ek sê, I have arrived. Ja, veral daai hotel waar jy gebly het. Jy het in Stellenbosch, wat is die hotel se naam nou weer? Die Oudewerf, fantastiese hotel. Ja, ek moet sê dis een van my favourite hotelle ook. Maar jy het nou natuurlik daar gebly en dit help ook as jy in 'n redelike Lani hotel bly. Nee, dit help aansienlik baie. Dit help ook baie as jy 'n vriendin het wat kom kuier met ponde uit die UK uit. O, dit help verseker baie. Ja. Dan kan jy in die Oudewerf gaan bly. Hoor hierson, maar gewete. 'n paar dingetjies natuurlik waaroor ons gaan praat vandag. Skuld. BEE. Ons gaan moet praat oor Trump en Ramaphosa. Ja, ons het dit nou gemis laas week. Ons het dit nou gemis en ons het spesifieke e-mail gekry daaroor wat iemand nou Charlene Du Plessis, dankie dat jy luister. Sy sê, wanneer kom julle nuwe episode uit? Ek sien elke week baie uit daarna en wil graag hoor wat julle sê oor Ramaphosa en Trump se meeting. So ons gaan 'n bietjie later daaroor praat. Dan ook natuurlik die hele Amerika en Suid-Afrika ding. Stil het daar nog 'n groep vlugtelinge geland in Amerika. En dan China het die hele Afrika by hulle short and curlies met die hoeveelheid geld wat Afrika onder andere vir China skuld en ons ook in Suid-Afrika. So waarmee wil jy begin, Colleen? Waarmee wil jy begin? Ons het nog 'n paar ander comments en goeders ook. Ek is net besig om dit te soek en dan kan ons dit ook noem deur die loop. Okay, Matthys, miskien om so in te lei na 'n gesprek oor ons regering toe. Iets het jy nou nie genoem het nie, maar wat eergister gebeur het in die parlement. Is die parlementondervraging van ons minister van hoër onderwys en opleiding. Ja. Ene dokter Nobuhle Nkabane. Dokter, ek neem aan dis 'n PhD. Wat toe nou toe daarvan gevra is, but what does credibility mean to you? Toe sê sy, what Google says it means. What Google says? What Google says it means. As sy nou gehoor het was, as sy gesê het wat ChatGPT sê. Nee, nie eers nie. What Google says it means, so dit is nou iemand wat moet kyk na ons hoër onderwys en na die kwaliteit van studente wat ons uitsit in die hoër onderwys. As ook in opleiding, haar ondervraging het spesifiek gegaan oor poste wat sy gevries het in die CETAS en dat sy aangekla word van nepotisme. Want sy daai poste terughou, obviously vir haar buddies. Maar wat my meer ontstel het, Matthys, ten spyte van die feit dat sy vraag so antwoord soos wat Google sê dit is, het sy in die hele ondervraging gesit en kou. Ek het op 'n stadium gedink sy kou gom, maar jy kon dit een van daai barberbackies wat so jy kon dit die heeltyd hoor. Terwyl sy praat, sê sy gaan so what Google says it is. En dan kou sy verder. Jy kon letterlik hoor ek het in my imaginary eye gesien, as ek my oor toegemaak het, hoe praat sy en hoe eet die ANC, hoe eet hulle so. Anyway, sy het na die tyd op Twitter uitgekom, en haarself toe nou erg probeer verdedig en gesê, maar die chair van die committee sitting het gesê, omdat hulle oor lunch gesit het, is hulle welkom om te eet, terwyl hulle dan nou in die committee sitting sit. Nou, ek weet nie, vir my mag klink soos kougom, maar of good and fair, Matthys, ons almal doen 'n lunch meeting in Swan, ek sien nie fout daarmee nie, maar as jy nou die spervuur geplaas word en jy is in die verhoorbank en jy moet nou vra antwoord, kan jy jou virkie vir 'n oomblik neersit? You're not gonna die. Was dit online? Het sy by die huis gesit en eet? Nee, hulle was in 'n venue. Dis belaglik. belaglik. Daar gesit en eet. Ja, so ek dink net hierdie ANC ouens, hulle maak nie saak al die goed wat gebeur het, Matthys. Die Oval Office wat gebeur het, Cyril wat sy kak maar eintlik vir hom op 'n bord daar gehandig is in die Oval Office.
al hierdie goeters, hulle is so arrogant dat they do not give a shit what we think of them, how we judge them, they don't care. Hulle gaan net aan. Terwyl ons nou daar is, ek het voor die tyd gesê dat ek gaan baie binnepret hê as dit uitgesaai word. Ek het ook by bronne al gehoor wat naby in die regering is, wat gesê het dat Cyril is 'n hele ruk terug aangeraai deur adviseurs om nie vir Trump te sien nie. En ook dan aangeraai dat dit nie moet uitgesaai word nie. Maar toe is dit toe nou, en ek moet sê ek het heerlike binnepret gehad. Maar wat vir my interessant is nou 2 weke terug, nee. Ja, 2 weke terug omtrent. Ek dink vandag 2 weke terug. Ja, so 'n week en 'n half, 2 weke al. As ons nou gaan kyk het na al die mooi broodjies wat eintlik daar gebak is, on camera tried, en voor die tyd en na die tyd, is alles eintlik maar nog steeds dieselfde vir ons almal. Daar is nie 'n verskil nie. En al die goeters wat Trump uitgewys het, soos 'n ryp pysie op 'n tienerdogter of seun se voorkop, is nog steeds nie iets belangriks vir die ANC of die regering om iets aan te doen nie. Wat was jou takeaway van toe jy dit gekyk het? Ag, Matthys, dit was vir my utterly embarrassing. Ek het ja, ek weet nie, ek het ook binnepret gehad in die sin van ek is bly Trump het die dinge gewys en jy weet tot die voorgrond gebring wat hy gebring het en ek dink dit was dalk sy plan nie. Ek dink hy het dit in sy arsenaal gehou. Ek dink dit was baie strategies. I think it was planned. Ek dink daai hele video is gewys na een van die joernaliste left field gekom het. Hulle het eers die meeting het baie goed begin. Dit baie goed begin. En almal was skaflik en eintlik maar gepraat oor dietjies en daadjies en ek was frustreerd want ek was soos hoe gaan julle nou by die punt uitkom hier? En toe vra een joernalis, maar wat gaan dit jou vat meneer Trump om oortuig te wees dat daar nie 'n wit genocide in Suid-Afrika is nie. En dis toe Trump omdraai en sê please dim the lights. Okay. Ek dink nie hy was van plan om daai video te wys tensy hy geprompt word om my video te wys nie. So ja, toe begin dit toe na alles en wat vir my, ek dink die skokkendste van die hele onderhoud was, kyk daar's baie oomblik wat gegaan het, daar's baie what the fuck oomblikke nê. Jy weet al, maar jy weet as jy partykeer 'n TV show kyk soos hierdie singprogramme, hierdie reality goeders en jy kry so skaam vir iemand. Maar jy kan nie on behalf of someone. Ja, maar jy kan nie ophou kyk nie. Dit is hoe dit vir my gevoel het. Ja, het 'n bietjie naar geword. Ek dink my naarste oomblik was toe hy die video gewys het en die beeld van die kruise ter herdenking van almal wat dood is op plaasaanvalle. En kom ons wees ook nou net reg, ek meen dit is almal wat dood is op plaasaanvalle. Dit is nie net die wit plaaseienaar wat dood is nie. So ek dink daar word ook baie deur die media word daar baie verkeerde inligting deurgegee as to what is actually happening. Ekskuus tog. Maar toe Cyril toe nou daarna kyk en eers is hy so half giggelend. Kyk vir die video en hy giggel daarvoor. Baie verboureerd. Baie verboureerd. Ja, I mean like he's watching Seinfeld or something. Ja. En dan die volgende oomblik sê hy vir Trump, I don't know where this is. En Trump where sê, is this? In South Africa. Dit was my die beste moment gewees. Ja, dit was my crazy. Die ander deel wat vir my crazy was is natuurlik, ek meen die feit dat 2 golfers en 'n besigheidsman nou moet kom smeek vir geld. Terwyl Trumpie daar sit in sy oorkrap. Ag nie Trump en hier Ramaphosa met sy das speel. Met sy dasie speel en in sy oorkrap en gaan I don't know where I am. I don't know where is this. En ja, dan John Steenhuisen, Matthys, op 'n stadium net na die onderhoud het gedink John Steenhuisen het ons gered en ek het weer na klips gaan kyk van dit en ek is eintlik bitter teleurgestel daarin want ek dink John Steenhuisen het op daai oomblik die geleentheid gehad om 2 dinge te doen. Die eerste ding wat hy kon doen is om die waarheid te praat en die lig op die regte goed, die wêreldlig op die regte goed in Suid-Afrika te kry. Ja. Te sê President Trump, this is true. But let me tell you what about it is true.
And let me tell you why we need your support really. Not we need drones and we need your technology. That we're going to do what with, my man? Ons polisie kan nie eers hulle eie motorfietsse ry nie. Hulle is nie bevoeg om dit te doen nie. Dan wil jy hulle met 'n drone apparaat. Are you shitting me? Okay, verder meer, die tweede geleentheid wat Steenhuisen daar gehad het, is om die waarheid te praat. En die huidige DA-ondersteuning solied agter hom te kry. En ondersteuning te wen van mense wat nog op die kantlyn sit. En te gaan, maar wat nou? Om regtig te gaan beklei het vir die Suid-Afrikaanse volk, moes hy net die waarheid gaan praat het. Hy was baie diplomaties, hy het dit baie mooi probeer toedraai, en dit was eintlik disappointing. He said a lot and he sounded impressive, but he actually said nothing. In daai moment toe hy gepraat het, ek onthou ek en jy het kort na dit gevra, het ek vir jou gesê, he sounds very stately. En ek het nogal dieselfde opinie met jou in retrospect, maar ek dink ook, he sounded stately, want dit is Ramaphosa, teen wie hy mee moes gecompete het. So, I mean, it's not a, the benchmark wasn't very high, benchmark is nie baie hoog nie. Ja, kyk, ek moet eintlik nie iets vir John sê nie, want ek dink almal weet hoe ek eintlik oor John voel. Ek stem saam met jou, ek dink daar's 'n paar opportunities. Op die stadium sit Cyril se hempie stywer as dat John se hemp, ek wil net sê. Wel, op die stadium lyk dit vir my enige iemand wat in die ministerie, wat in 'n minister is, se hempie sit baie styf, want hulle eet baie lekker. Maar ek dink ook daar was 'n klomp opportunities gemis, alhoewel net na dit het al die politieke kommentators uitgekom en gesê dadelik dat John Steenhuisen het gekampanje, hy het dit gebruik vir die DA, en gelukkig is wat nou gesê het, is dat die besigheidsman, nou kan ek sy naam nie onthou, Johan Rupert, toe nou gesê dat eintlik gaan dit nie so goed in die Wes-Kaap, soos wat ek dink glad nie John Steenhuisen gaan gekampanje vir die DA nie. Ek dink hy het die teendeel gedoen. Ek dink hy sold the DA out. Ek dink dit is wat die DA in any case op die stadium doen, Colleen. Want as jy gaan kyk, en weer eens, ek sê nie, at least they are also doing things. Weer eens, dankie Tannie Helen. Nog 'n hofsaak is onlangs gewen, en die DA is besig om te in oomblik van triomf oor dit. Maar is dit nou wat die DA is? Is hulle nou die mense wat van nou af net hofsaake gaan bring? Dink hulle dit gaan die situasie verander of omdraai? Want dit en wat is die punt dan om van deel te wees van die regering van nasionale eenheid? As jy heeltyd 'n hofsaak moet bring, om die mense wat allegedly aan jou kant is, saam met wie jy te werk. forceer, saam met wie jy werk, te forceer om te doen wat hulle moet doen. Wat ek sou geloof het om te sien is vir Helen in die Oval Office. Now that would have been some good TV, man. Vir Helen en vir Neil de Beer. Dit sou lekker gewees het. En weet jy wat, is iets wat ek ook opgelet het wat my nog meer afpis in die afloop na hierdie ding in die Oval Office nou. Ek weet nie of jy die toespraak gesien het, was nie toespraak, dit was eintlik maar die pers het toe nou vir Cyril daar vasgevat in na een of ander ding. Lyk my, hy begin ook nou stadig gaan besef dat jy gaan met die pers moet praat, as die pers met jou wil praat, want Donald Trump is besig om nou hierdie voorbeeld te stel vir die wêreld. Was dit alles oop en in die publiek? Die persverklaring net na aanloop van die gesprek met Trump, wat hulle gepraat het eintlik oor wat hy geëet het. Ja, na afloop van dit, maar hy was klaar terug in Suid-Afrika. Want toe sy moes nou baie braaf, in daai vraag toe sê hy, ons het ons grondwet en ons het dit en ons het dat en ons gaan nie laat Amerika vir ons sê wat om te doen nie. Dit net nadat hy teruggekom het met sy gesprek van Trump af. Toe sy weer met groot bravade. En nou gaan ek vir julle sê wat ek eintlik dink. Dis presies maar wat baie interessant is, dat mooi broodjies gebak in die Oval Office, in my persoonlike opinie, om so gou as moontlik daar uit te kom. Want ek dink nie Cyril het al ooit so verneder gevoel nie. Maar terug in Suid-Afrika is dit asof daai gesprek nooit gebeur het nie. Ja, dan sê hy is die seentjie op die speelgrond wat wil kak maak, maar hy kan nie kak maak, want sy maatjies is almal groter as hy. Maar by die huis gaan vertel hy vir sy boetie so baie kak maak hy by die skool. Maar eintlik doen hy niks nie, want hy eintlik kruip hy in die badkamer weg elke pouse, want hy's te kak bang. En nou wat maar die beste is. So nou kom hy terug nadat
Trump hom in die Oval Office gevra het, why have you not arrested Julius Malema? Mhm. En dan sê hy allerlei mooi storieetjies, dan kom hy terug, en dan sê hy hier, op Suid-Afrikaanse bodem voor ons pers, moenie vir my sulke goed vra nie, ons gaan hom nie arrest nie, ons glo nog in freedom of speech, en ons het 'n konstitusie, en ons gaan nie dat die wêreld, al is hulle Amerika vir ons sê wat om te doen nie, maar, gaan kyk mooi na daai verklaring julle, gaan kyk mooi, die afgelope paar dae in afloop tot hierdie ding, met wie omring Cyril Ramaphosa hom. Elke keer as hy uitgaan in die publiek, elke keer as hy verskyn by 'n perskonferensie, dis al sy wit ministers. Dit was my 'n ander shocking moment, toe hy vir John Steenhuisen aan die woord stel en hy sê, this is my white minister. Yes. Captain Obvious. Gaan kyk mooi julle, gaan kyk na daai video en gaan kyk na elke geleentheid tot dusver. Hy omring homself nou, as al kameras is hy omring met wit ministers en wit mense in, I don't know, committees of, ek weet nie, mense se salarisse wat ons betaal, wat ons nie eintlik weet wat hulle doen nie. Nou kyk, in die case met hierdie raskwotas, wat mos nou 'n puntestelsel is. As ons nou gaan kyk na die puntestelsel, dan het ou Cyril dit nou nie heeltemal mooi toegepas met sy ontmoeting en besoek daar in die Oval Office nie. Want dit was eintlik maar, was maar baie wit gewees. Baie wit. En blanke mans. Ja, gou Ernie, hy was nou daar en retief en golf en so maybe I don't know. Ek dink dalk daar net soveel ander goeders al gebeur na dit. Maar actually I think it was a non-event. Ek weet ook dat die non-event vir ons in Suid-Afrika. Ek sê nie dit was 'n non-event nie. Daar het 'n klomp goeders gebeur en die wêreld het 'n klomp goeders raak gesien en bewus geword van Suid-Afrika. Maar ons sien dit nie op voetvlak hier dat daar enige iets verander het of dat daar 'n plan is om dit te verander nie. Maar die einste video het nou ook in België, ek dink is België of Nederland, in die parlement daar ook gespeel. So van Julius Malema. Soortgelyke video. Ja, wel oral. Frankryk dieselfde. So, ou Juju, ons almal hoor jy het 'n slow puncher, maar ons weet nie of dit waar is nie, maar hy sê natuurlik net hierdie is vir hom ongelooflik goeie bemarking. Maar kom ons kyk wat gebeur met Juju. Daar's 'n opportunist. So gepraat van die troughs en dit wat die ANC aan eet. Berig wat ek onlangs gelees het oor die nasionale gesondheidsversekering, waar die minister Dr. Aaron Motsoaledi nou weer 'n klomp goeders kwyt geraak het en gesê het hy sal veg met sy lewe vir die nasionale gesondheidsversekering. Maar interessante stat wat ek nie regtig eintlik besef het nie, maar maybe het meeste mense dit al raak gelees, is dat daar tot en met vandag toe nagenoeg 10 miljoen rand van belastingbetalers se geld reeds gebruik vir regskoste om die regstryd vir die nasionale gesondheidsversekering te veg. Ons het nog nie eers ene nie. En 10 miljoen rand is reeds gespandeer om te veg daarvoor. So waarvoor veg ons dan eintlik? Want 10 miljoen rand kan op soveel ander vlakke in die gesondheidssfeer op die stadium Suid-Afrika gespandeer geword het, maar die advokate eet lekker en government eet verder. Ja. En jy weet Matthys, 10 miljoen rand klink op hierdie stadium nog vir ons dalk min. Vir my klink dit min. Ek meen 10 miljoen rand, wat kan jy eintlik daarmee doen? Wel, ek en jy kan baie daarmee doen, maar jy weet, vir enige 10 miljoen rand is wat 'n miljoen rand 5 jaar terug was, maybe. Maar daai goed bou op en bou op. So dit is net tot en met nou toe. Ek weet as jy kyk na byvoorbeeld ek kyk vandag na, ek het hom nou opgeroep, vandag na 'n berig oor die fruitless and wasteful expenditure in die hoofstad daar waar jy nou bly. In die City of Tshwane. Ek meen dit staan soos 'n oogseer uit. 3 biljoen rand in die laaste 3 jaar aan fruitless and wasteful expenditure. Net om vir jou vergelyking te gee, die munisipaliteit wat naastenby daar uitkom. Ja. Naastenby is Johannesburg op 0,5 biljoen versus 3 biljoen. Jy weet so, dit is shocking. So ons kyk nou daarna en ons gaan, maar dis net 10 miljoen rand. Maar oor 3 jaar, waar is dit dan? Ja, 10 miljoen rand tussen 'n paar advokate is 'n McDonald's burger. Ja.
vir hulle. That's maybe a month's worth of work. Maar ek dink die ding wat my eintlik ontstel het van dit, is dat gaan dit regtig beter wees vir die breë spektrum Suid-Afrikaner en veg ons regtig vir die beter en die goed vir ons mense, of is ons besig om belastingbetalers se geld te gebruik om hofsaake te probeer wen as gevolg van ons ideologie? Ja, Matthys, en ek dink hulle koud dit rondom ideologie, as dit nog net so min was soos 'n ideologie. En nie dat ek dink dit moet gaan oor 'n ideologie nie. Maar as dit nog net dit was, hulle veg eintlik maar net vir die regte om tenders uit te deel, wanneer hierdie NHI dan nou posvat. Dit is waarvoor hulle veg vir hulle eie geld, vir hulle. Ons het klaar healthcare, ons het klaar publicly available healthcare. Ek en jy kan klaar gaan Joburg Gen toe of whatever en ons kan iets laat doen. Ons weet nie of dit gedoen gaan word nie. Dit is die probleem, ons het dit klaar, dit werk nie. Laat dit eers werk voor jy ons almal begin subdue daarin. So ek weet nie, dit is wat hier is dalk 'n baie dom ding wat ek sê en miskien is dit totaal en al oningelig. Maar dis waar hierdie hele national healthcare ding, ek weet nie, my potjie die heeltyd en ek kan nie my kop rondom dit kry nie. We've been having it. We already have it. Ja. What are you fighting for? Spandeer daai 10 miljoen rand and improve what you have. Want enige citizen in hierdie country, enige burger is geregtig om by 'n publieke hospitaal in te loop en sorg te kry. Dit staan in ons grondwet. Ja. So we already have it. Ek verstaan nie waaroor hulle beklei nie. Nationalizing. Waarvoor hulle beklei nie. Dit gaan oor beheer. Hulle beklei vir tenders, Matthys. Hulle beklei beheer. om hulle thrust vol te hou. Dit is waarvoor hulle beklei. En op die stadium dink ek die ANC beklei vir oorlewing meer as enigiets anderste. Ek meen as jy kyk net na die beriggewing. Dis al waar die ideologie vandaan kom, né? Wat op die stadium uitgaan oor wie die binnengevegte en die binnekwessies oor wie moontlik by Cyril gaan oorneem en hoe gaan dit lyk en dit en dat en wat daar aangaan in die binnekant van Paul Mashatile wat actually wil hê dat die RNE moet misluk en 30 Mei het ons 'n jaar terug gestem. Ons het omtrent nou amper al begin met negotiations vir die RNE, so dis amper 100 jaar oud. So It's amazing. It's amazing dat het nog staande is actually, if you think about it. Ja, daar's 'n paar fucking amazing goed hier omtrent, né? Maar weet jy wat, Matthys, die ander ding, net om hierdie te link terug na die hele Trump storie en die internasionale media. Ek sien die laaste paar dae op Twitter, daar's baie van die nuusorganisasies wat nou berig. Ek het nou 'n berig gelees deur France 24 wat ek so afgelei het is France 20 Frankryk se News 24. Ja. Wat hulle ook 'n berig gehad het van has South Africa been lying to the world? Oor hierdie genocide en hulle het nou 'n joernalis hiernatoe gestuur. Daar's 'n klomp joernaliste wat hulle eie digital nuuskanale het wat ook nou op pad is hiernatoe en ek volg van hulle op X. Van hulle nou hier aangeland, hulle gaan nou hulle eie investigations doen as to what is really happening here. En dit het alles gebeur as gevolg van hierdie ding van okay, maar lieg Suid-Afrika, lieg die wit mense eintlik. En ja, ons het niemand gesê hier's 'n genocide nie. No one ever spoke about that. Trump dink ek was die eerste ou wat dit gesê het. Niemand in Suid-Afrika nie die AfriForums, nie die Ernst Roots of die Kali Kriels of enige van daai het dit ooit gesê nie. Maar ek dink wat 'n goeie ding is hier rondom, Matthys. Hierdie joernaliste wat nou hier kom kuier vir ons. Ja. En hom kom uitvind. Ek sien byvoorbeeld die een joernalis van ek vergeet nou die kanaal, ek wil sê the Daily Wire, ek is nou nie seker nie. Hy het ook nou aangeland gister in Suid-Afrika en hy is nou op pad Orania toe om nou eers te gaan kyk wat daaraan gaan en dan gaan hy by 'n paar boere kuier en dan gaan hy by 'n paar regeringsamptenare kuier. En dit is my wonderlik, want dit gaan die lig skyn op wat regtig hier fout is. En ja, plaasmoorde is 'n probleem. Maar die feit dat daar nie healthcare is, basic healthcare vir ons mense nie, is ook 'n probleem. Die feit dat die regering steel, is 'n moerse probleem. So al hierdie goeters hoop ek gaan nou uitgelig word en dat die wêreldmedia dan kan sien dat luister, Suid-Afrika is nie die Ethiopië wat julle dink dit is post Nelson Mandela nie.
Hopelik, dis al wat ons het. Hopelik. En dan die ander ding wat nou aanlangs gebreek het, ook terug by Trump net vinnig, is dat, lyk my hulle sê dat die verhouding tussen Elon en Trump dalk nie so lekker geëindig het nie. Maar sover ek het Elon net 'n sekere hoeveelheid dae gehad in sy dat was 'n protokol gewees. En 130 dae. Hy het 130 dae gehad en sy 130 dae was op. Ja. En ek weet aan die einde het hy bietjie uitgesproke geraak oor van die goeters wat nie noodwendig gebeur het in Dodge wat hy dink ek voorgestel het nie. Maar ek dink nie daar's slegte bloed tussen die twee nie. Elon het dalk net baie meer psychedelics en drugs in sy bloed as wat Trump het. Bietjie ketamine. That's basically it. Ja, ek meen want hy is hulle laaste ontmoeting in die Oval Office toe hulle die relationship disembark het oor niks anders as Elon se tydperk het verstrek. Was dit 'n goed en vriendelike ontmoeting en hulle jokes gemaak oor Elon se blou oog en oor X wat hom die blou oog gegee het, Little X, wat hom allegedly en natuurlik het die media vir iets gaan soek en hulle een of ander ou berig gaan kry wat in die New York Times uitgekom het en iemand het ek kan nie onthou wie die berig uitgebring nie, maar die enigste source was die New York Times van 'n hele paar jaar terug waar Elon herken het. Elon het blaatant eerlik erken dat hy doen ketamine, hy kry ketamine-behandeling. Dit is actually wat hy kry, ketamine-behandeling vir sekere goeters. Ek kan imagine die ou het moes fucking ADHD en so aan. En elke paar ander goeters. Hy's verseker op 'n paar spektrums. En hulle dit heeltemal uit verband gaan en gesê van sy extreme drug abuse. Ek meen really. Maar wel, moontlik. Die sadding is, mense glo dit. Natuurlik, as jy poep gevoer word, gaan jy dit glo. Natuurlik kry ons moontlik binnekort Starlink, as alles dan nou volgens plan verloop in die onderhandelinge tussen Amerika en Suid-Afrika. Maar jy sê daar's ander mense wat nie heeltemal happy is daaroor nie. Ja, daar is nou 'n nuwe kinkel in die kabel behalwe vir ek ben die minister van kommunikasie, ek vergeet nou die ene se naam, het gesê daar's geen manier wat die ministerie gaan buig om die reëls van BE te verslap vir Starlink nie. Is daar nou ook van die wetenskaplikes wat bekommerd is oor Starlink, en dit alles rondom wetenskaplikes wat werk op die SKI. Die wat noem dit? Nou is ek heeltemal blank. Die satelliet SKI. Die satellietmense. Ja, maar waarvoor staan SKI nou weer? Ag, hemel. Ek weet nie, Colleen. Moet ek weet? Ek gaan vir sê. Wel ek weet gewoonlik tot nou die something kilometer array, square kilometer array, my fuck. Die square kilometer array. Ja, die groot teleskoop wat ons het in die Karoo wat dan praat met die groot teleskoop, is die grootste basies een van die grootste van sy tipe teleskope in die wêreld. Ja. Die square kilometer array in die Karoo en hulle sê dat Starlink se satelliete kan dalk inmeng met hulle explorations en hulle fact findings en so aan. So hy klomp teleskope wat so op is in 'n square kilometer. Is daar so 'n klomp teleskope. Ja. Maar ons kan nie ek meen jy kan nie jou brood aan albei kante gebotter kry nie. So wat wil jy nou hê? Wil jy mooi sterretjies sien of wil jy goeie internet hê? Wel, dit gaan nie regtig oor die sterretjies sien nie. Dit gaan meer vir my oor die stadium BE op pitdruk, want as dit gebeur, is daar 'n presedent. Nee, verseker. Ek sal ook eerder BE op pitdruk. Ons kan maar ons wetenskaplike ontdekkings 'n bietjie postpone. Ons sal kyk, Elon sal na dit kyk vir ons. Hy sal die ontdekkings maak oor want dit gaan nie net oor dit en dat en dit gaan maar oor dit is 'n moeë punt vir wetenskaplike ontdekking in die wêreld. En vir space exploration in die wêreld. But anyway, we'll see what happens there, maar lo and behold, die slim wetenskaplikes het nou nie gaan betoog of tyres brand of enigiets nie. Hulle gesels maar net met die mense. Hulle bring die feite. Hulle is unhappy. Gesels 'n bietjie en hulle is bekommerd. Nie regtig hiervan nie. Dis hulle bekommernisse en so aan. Ja. So it's a peaceful protest. Maar jy het gesê
wat het jy gesê van Tshwane? Jy het gesê vroeër, sorry, dit val uit mekaar uit. Wat sê hulle nog? Want Tshwane val regtig uit mekaar uit. Ja, dit lyk vir my dit is nou vra jy my nou nadat ek die berig toegemaak het. Jy hom klaar toegemaak. Nee, ek dink daar was nog iets wat jy wou gesê het oor dit. Ja, ek wou actually nog baie gesê daaroor, maar dit gee Matthys, dit is net moer so sad. Jy weet ek weet nie wat daar aangaan nie, maar dit is ons hoofstad. Volgens die berig wat ek gelees het en 'n klomp ander berigte, ek weet jy het gepraat ook van laasweek water interruptions. Ja, krag. En dat dit allegedly is rondom maintenance en herstelwerk wat hulle wil doen, wat fyn sal wees as dit is actually wat gedoen word. Ek weet van mense in die nuwe ooste van Pretoria wat al vir dae lank sonder krag en sonder water sit. So ek meen op daai punt, you know what, call it quits en koop vir jou 'n fucking campervan. Rarig, as alles dan nou so ver gaan. Maar op daai val jy nou maar die derde vliegtuig wat hulle sê volgende week gaan Amerika toe met nog vlugtelinge. Vat maar hom. Daar's at least water en krag. Jy weet Matthys, en ons kan nou gaan op dit wat ons sien. Jy weet, ons kan nou gaan op as jy in Pretoria indraai, al meer potholes en ek ken nou mense wat nie water en krag het nie en dit en dat, ons kan sit in tema. The figures don't lie en hierdie syfers kom van die ouditeur-generaal af. En die berig is eintlik geskryf rondom die ouditeur-generaal se besorgdheid oor Tshwane. En as jy net kyk na die expenditure, ek meen 3 biljoen rand so wasteful expenditure in vergelyking met daai grafiek lyk so hoog. Dit lyk soos die Eiffel Tower teen 'n die Burj Khalifa gebou. Ja, of daai ene, ja. Ja, die Burj Khalifa teenoor die Eiffel Tower. Ja, exactly. En die mense dink dit gaan erger in Johannesburg, want ek wil vir jou sê Johannesburg lyk vir my erger as Pretoria. En daar is dan maar net 500 miljoen rand al, en dan Mangaung sit ook op 500 miljoen, en langer ons stede soos die stad van Ekurhuleni, hierdie grafiek is nou te klein, ek kan nie vir julle sê nie, maar ek wil vir julle sê, as ek hom so met skat met my oog kom, hy so op 'n biljoen rand uit. En Nelson Mandela Bay, ek meen Ekurhuleni wat uitmekaar uitbliksem, totaal en al uitmekaar uitval, en wat soveel potensiaal het om 'n absolute ekonomiese hub vir hierdie land te word. En dit is skrikwekkend as jy dit dan vergelyk met wat in Tshwane aangaan, die wasteful expenditure in Tshwane. Julle is in die moeilikheid daar, Matthys, julle moet begin betoog. Ons is in die moeilikheid. Ag, Jacqueline, wat gaan dit nou help? Wat dink jy gaan hulle nou doen as daar nou 'n paar wit mense hier van Brooklyn en Waterkloof omgewing en van die nuwe ooste begin betoog? Ons kan dit seker doen, ons moet net nie oranje t-shirts dra nie. Dan gaan dit okay wees. Demand your money back. Ja, anders hou net opbetaal. Ons kyk wat doen hulle. Dis dalk 'n ander manier. Daar's 'n paar mense van die kliënte. Ek dink ons moet regtig op 'n manier so iets begin mobiliseer dat ons ophou betaal. Maar ons moet almal saam ophou betaal. Dit help nie net soos met e-tolls. Ons moet almal saam ophou. Ons kan nie net 'n paar van ons ophou nie. Ja, maybe, maar hoe ken jy die Afrikaner? Hoeveel kerke, hoeveel politieke partye is daar? Hulle kan ons glad nie saam staan nie. Nogal interessant. Maar ek weet maar en dis ook nie net die Afrikaner nie wat in daai areas bly nie. Dit is 'n mengelmoes van mense. Sien waar ek bly, dis 'n mengelmoes van mense. En almal gil en skree, maar niemand gaan opstaan en iets daaromtrent doen nie. Dit is maybe is die water net al te warm. Ons para spring hop spinnekop. Paraspring is net 'n bietjie uit ons uithaal. Maybe we just can't do that. So van geld gepraat en wasteful expenditure, dan het daar 'n ding uitgekom, dit is 'n verslag wat gedoen is deur die Lowy Institute in Australië, is 'n datasentrum daar, waar hulle sê dat 75 van die armste lande ter wêreld skuld gaan hierdie jaar vir China omtrent $22 miljard moet betaal om hulle skuld te delg. So Suid-Afrika is apparently die derde land met die derde meeste skuld. Eerste is dit Angola met 64.8 miljard, dan Ethiopië met 20.4 miljard. Suid-Afrika het 21.3 miljard en dan Ethiopië. Nou ek meen ons is die tweede meeste.
Angola of Algoa? Angola. Okay. Angola. Dan is dit verder Sudan, Egipte, Nigerië. So daai teorie wat mense gehad het dat China uit Afrika gekoop is heeltemal waar. Want daar's obviously nou, ek meen daar's seker nou ooreenkomste, hulle moet dit terugbetaal en as hulle dit nie terugbetaal nie. Exactly. So as hulle dit nie terugbetaal nie, wat kry China? Ek wil graag sien hoe lyk daai ooreenkomste. Want as jy dit nie kan betaal nie, jou skuld kan diens nie, dan vat hulle iets. So, it's gonna be interesting in Africa. Hulle vat jou land. Ons gaan moet begin Chinees praat. Ching chong. 'n bietjie Mandarin. Het jy al daai video's gesien van die seentjie op Instagram? Het ek het vir jou gestuur, die Chinese seentjie wat probeer Engels leer. Nee. Ag, ek gaan dit opsoek, dan moet jy dit deel in die podcast. Okay, ek sal. In die write-up. Julle moet dit gaan kyk, dit is hilarious. Ek kry die seentjie so jammer. Hy probeer so hard Engels praat en sy sussie probeer hom leer. Ja. Maar sy sussie is die hardste teacher ever. Net soos die Chinees kan wees. Ja, en hy is net so dedicated, hy hou maar net aan, sy sussie op 'n stadium skree so op hom en klap hom agter die kop. En jy kan sien op 'n stadium is hy so bang vir sy sussie. Maar hy hou maar aan, dan vee hy die trane af, Matthys, hy huil, so wat ons gehuil het, ons moes wiskunde huiswerk doen. Dan huil hy. Maar ons wou nie aangaan nie, maar hy gaan maar aan, hy vee die trane af, dan gaan hy maar weer aan, dan gaan hy weer aan met what I want for lunch? Dan klap sy sussie hom en gaan sê, it's lunch. Teacher. Dan klap sy sussie hom en sy sê, it's teacher. Dit is too cute, hoor. Ek moet sê, ek dink nie noodwendig vir my Chinees nie. Hy klink vir my Afrika. Is dalk dit al hoe ek klink? Wow. Ja, maar jy is van Afrika, Colleen. Jy is van Afrika, ja. Jy is van Afrika. Ja, nee, ek sal my probeer baie hard. Maar ja, ek dink ek gaan dieselfde experience hê as ek moet begin Mandarin leer. Kan jy dink? Ek gaan definitief sukkel. Ek val oor my eie woorde in Afrikaans en Engels. Kan jy nog dink hoe gaan ek oor my eie woorde val oor dit? So van dit gepraat, ons het 'n brief gekry, 'n mail gekry, ek het dit gou hier kyk, waar is dit? Van Cameron. So ruk terug het ons gepraat van mense in Qatar en van die persoon wat ons geluister het in Qatar en Adam. En toe kry ons nog 'n mail van Cameron wat sê hy luister ook vir ons in Qatar en hy het onlangs begin luister na die podcast. The reason being, en hy sê jammer dat hy in Engels skryf want hy is nie heeltemal so goed met Afrikaans nie, maar ek dink hy is 'n Engelse man. The reason being is that I wanted to keep my Afrikaans up to date as possible. Here Cameron, jy moet maar 'n ander podcast kry. Ja, daai verkeerde podcast, bro. Maar dankie. Kakkie die Cameron. So, maar ons sal jou vloekwoorde vir jou ophou in Afrikaans, maar ek weet nie vir die res nie. Sorry Cameron. So hy is al 10 jaar in Qatar en hy het vir ons 'n paar foto's gestuur van wat hulle daar aanvang, braai en golf en drink, so alles klink lekker. So dankie dat jy luister Cameron en ons sal jou help met elke tweede Afrikaanse woord. Kan ons jou mee help. Maybe moet ons begin 'n Afrikaanse woord vir die week kry. Dan kan ons ook intelligent klink. Ek het een vir ons moet afgeskop, Matthys. Wat is jou nou? Geef my een oomblik. Ag jemmel, wat is ons groepie se naam nou weer? Die een groepie, die breakfast dan. O, daai ene. Ja, Karen. Breakie Club. Okay, hier kom maar julle. Afrikaanse woord vir die week. Ja. Is die direkte vertaling van die woord coping. So met ander woorde, as jy moet cope met iets, jy cope met die lewe. Lewe is kak, wat elke dag cope. Maar jy cope, ja. So om te cope met die lewe is nou jou fokvoortvaardigheid. Jou fokvoortvaardigheid. Ja. Daar gaan jy, Cameron, woord van die week, fokvoortvaardigheid. Dis dan dit. Dit is jou woord vir die week en dit is dan sommer klets ook op 'n fokvoortvaardigheid. Vaardige. Ek sien ek kan dit klaar opgefok. Ek kan sorry. Okay. Cool. Mag jy
Mag jy fokvoortvaardig bly, luisteraar? Mag jy fokvoortvaardig bly? Tot volgende keer. Fokvoortvaardig. Ons is volgende week terug. O ja, en ek kan nie jou naam onthou nie. Ek kry nie jou boodskap nie. Die persoon wat vir ons geskryf het van Australië wat sê hulle hou regtig van ons en hulle weet ons hou nie van Australië nie. Ons hou actually van die mense daar. Ons hou regtig van julle. So nie worry nie. Ons dink dit Australië ons hou net meer daarvan om die pis uit julle uit te vat. Ja, want julle is net so maklik. Dit is maar net eintlik wat dit is. Maar dankie vir al die boodskap wat ons gekry het. Volgende week sal ons nog gee. Stuur vir ons 'n boodskap by klets@afrikaans.radio of op ons socials en dan is ons volgende week terug met nog 'n klets. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer, ja, dag toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en almal is nie.